Welkom terug by die groot ontbyt. Ons is die kombuis saam met Jacqueline Venter. Goeiemôre dame. Goeiemôre, gaan dit goed met jou? Al hoe beter. Al hoe fantasties. beter. Al hoe beter op Hoekom? hierdie pink donderdag. Hoor hierso, eerstens, heerlike soetgoed. Kersie, bloeisels? Yes, net so. Is dit nie die tyd wat amper op pad is nie? Die bloeiseltyd kom. Ons moet opgewonde raak daaroor. Peer, ek wou regtig net vanoggend mense inspireer. Soos die dames wat nou voor ons was, wat sê ons gebruik ons talente en ons gawes wat die Here ons gegee het om ander te inspireer. Is dit werklik hoe ek leef? Hierdie wat jy sien is hoe ons leef en ek voel as ek dit kan deel, hoe wonderlik sal die dag nie kan wees nie. Absoluut. Kom ons maak iemand se dag lekker. Lekker. So, ek het 'n mooi tafel vol kleure gedek want dit is 'n bietjie somber. Hierdie pink is nodig. Mono, ja. Die rooi is nodig. Die winter is nou heeltemal te lank. So ek het hier vir jou iets pinks om te drink terwyl ek nou baie hard gaan werk. Wat doen ons vandag? Ons maak 'n kaaskoek met blaardeeg. Dit ruik lekker, né? Kaaskoek met blaardeeg. Met blaardeeg. Jy al ooit van dit gehoor? En dan gebruik ons arbeye om 'n kors te maak. Kyk, ek sit dit neer. Kyk daai heerlike Kors met arbei. Wat gebeur? Kom ek wys jou. So Peer, dit is iets wat jy nie aangedink het nie en ek gaan jou inspireer hopelik om dit te probeer. Arbeye is soort van in seisoen. Jy kry dit maar al die supermarkte. Dis daar's arbei heeltyd in seisoen. Nie die prys verskil so bietjie. Nee, net 'n baie plekke. So wat jy gaan doen is om 'n blaardeeg kaaskoek te maak, is jy gaan eers met blaardeeg begin. Ja. So ek het 'n baie oulike pink bak. Jy gaan 'n bak gebruik waarvan jy hou. Hierdie het ek nogal by 'n pel gekry met hierdie pragtige mooi boodskap en dit was my inspirasie geweest. Sien jy ek het hier onder 'n blaardeeg wat nou gebreek het, kors gemaak en dan sien jy aan my kante het ek allerlei blaardeegbedrywighede. So, om 'n blaardeeg kaaskoek te maak, het jy baie nodig om 'n basis te maak. So hoe doen jy dit? Jy neem 'n pot of 'n pan of waarin jy nou ook al die eindprodukte wil hê en jy plaas jou blaardeeg binne-in. Prik dit baie goed met 'n vurk. Hoekom? Sodat die stoom kan uitkom. Stem jy saam? Goed. Is jy geïnteresseerd hier vanmôre in my baie praatwerk? Hier gaan ons. So, hoe kom ons nou by die uniekheid van hierdie kaaskoek? Om hierdie arbeye rand te kry. Jy gaan arbeye saam met blaardeeg so op 'n stokkie ryg en dan gaan ons dit as ons kant gebruik. So jy sny repe. Kyk hier, ek het sommer 'n kartelkant gekry. Sny nou lekker repe met jou blaardeeg. Nou blaardeeg is 'n fikkel ding om mee te werk, nogal soos 'n vrou, jy weet, Peer. Nee, vrouens is die fikkel nie. 50-50 antwoord hier. Jy ken jou politiek baie goed. So wat jy doen is, jy kry vir jou 'n strook blaardeeg wat jy nou vooraf sny. En dan arbeye en 'n rygstokkie. So ek het dus altyd 'n bietjie vooruit gewerk, maar kom ek wys jou wat is die beginsel. So om die kant te kry om hierdie te laat werk en om dit nou juis uniek te maak, gaan jy jou blaardeeg wat jy gesny het, wat nou lekker koud is. Kyk hoe oulik is dit. So opryg in ek sou sê in 'n rytjie. En dit vorm dan die kartelkant. So as jy net my hande dop hou, sien jy die blaardeeg het nou al begin warm word. En dit is lekker warm hier in ons studio en die geselskap is warm. Hier jy. Kom nou. So ryg jy dit dan nou op en jy kan dit dan nou aanhou doen totdat jy jou bak se grootte of omtrek dan nou bymekaar het. Dankie Peer. So ons blaardeeg kors is reeds gebak. Hoekom dit nodig is, as jy die kaaskoekvulsel insit, dan sal dit nie soggy word Gaan dit nat raak, want ja. die stoom het So dit uitgekom. moet reeds droog wees. Asseblief, dit moet droog wees en dan gaan jy baie versigtig hierdie so aan die kant sit. Ja, Sir, can you okay. see where this is going? Ek verstaan die prentjie nou. Nou is jy by. Kyk net, nou raak jy sommer opgewonde kan ek sien. Wel, enige soetigheid maak my opgewonde. En die pinkelwys. So nou sit jy dit so verder op. En sien daar het jy 'n basis. O, ek kan vir jou aangee. Dankie. Baie dankie. So hoe maak ons 'n kaaskoekvulsel in 'n japtrap? Ja, dis die vraag. Dis die vraag. Dis die vraag. Jy neem 500 gram roomkaas. Peer, waar is hierdie resep sê gou vir almal? Waar Is op kry ons YouTube resep? of is op jou ons Facebook, YouTube daar op onder op die skryfies Op die of op skryfies? jou sosiale media Daar platform. sê, wat is dit nou weer? Ek kan nie onthou. Okay, Jacqueline Venter. Kan jy nie onthou Soos vir jou naam. vanmôre nie? Net soos jou my naam. naam. Daar's nie soos 'n @kitchen of so iets. No, thank you. So, 500 gram roomkaas, 3 eiers terwyl jy nou lekker drink. 3 eiers. Sien jy dat hierdie mengsel nou moet begin meng? Okay, dis nou 'n oulike woord. So as jou roomkaas ijskoud is, gaan dit glad nie gebeur nie. Stadig deurdruk. Stadig deurdruk. En nou begin jy 'n geurprofiel. Omdat ons met arbeye vandag werk nou, Peer, sit ons 'n bietjie vanilla in en dan extract.
berrykompot. Jy kan dit koop by 'n groothandelaar, jy kan dit maak as jy vrou van die jaar is of soos ek gekoop het. Strawberry konfyt. Nee maar, ja. Strawberry konfyt presies en dan 'n 3/4 koppie suiker. So meng jy dit, sien daar. Kyk hoe mooi kom dit bymekaar. So nou het ek so klein bietjie vooruit gewerk want ek weet ons tyd is mos altyd 'n bietjie min. Televisietyd. So nou meng jy dit net baie goed en dan kom dit so bymekaar. Nou om my geur en kleur profiel te kry, het ek nou so 'n bietjie kleur so ingesit. Ietsie pinks natuurlik. Hoe dan nou Hoe nou anders, jy weet. Maar wat is die dan? Ek gaan jou nou wys. Wat kom er nog by? Ja, jy's so oulik. Jy ken al hierdie stappe vooruit. Maar kyk, ek moet self hierdie by die huis bak, so ek moet die bestand julle mooi uitkyk. Ja, natuurlik. Ja. So neem dan jou kaaskoekvulsel, gooi dit binne in jou tert in, want die tertkors is mos nou heerlik vooraf alreeds gebak. So hierdie kaaskoek gaan nou nie 'n probleem hê nie. En dan hou jy die suiker vas en die goue vraag te beantwoord. Om hierdie nou mooi bruin te laat bak, gaan jy nou met eier dit net bedruip en jy gaan die suiker opgooi om so 'n ekstra kinkel van die soetheid te gee. Op die randjie. Op die randjie. Asseblief, Peer. Let's see how you're doing. Hoe ek I do. is bewerig. Is vreeslik om op TV te wees en te kook. Ja, nee, dis 'n moeilike besigheid. En sien daar, kyk daar hoe mooi is dit. So wat dit gaan gebeur is as jy bak, dan gaan dit net soos 'n glans gee en dit heerlik lekker maak. Ja, as jy hom gebak het, lyk hy so. Dan lyk hy so, Peer, jy raak opgewonde oor 'n stukkie kaaskoek wat jy kan eet. Jy hoef nie vir almal te eet nie, want nou is dit sleg en trek in sy gesig. Ek gee nie om wie kyk nie. Maar so, 175 grade in die oond tot die kaaskoek nou lekker geset is. Jy kan sien 175. 175, maar as jy nou 'n kaaskoek kondenseer, dis bak jy hom soos jy wil. 175 grade, jy gaan sien die arbei gaan so 'n bietjie wegkrimp want dis wat suiker doen. Dit smelt en dan kom die kant. Dis nou die blaardeeg wat so lekker deurdruk en sien daar, Peer, hap jy vir ons hier. Ek moet net nie goed laat val nie. Kyk dalk 'n Jy mens het hom as jy dit gedrys. wil eet. Klop goed. Hap en sien daar. Is hy happy? Is hy happy? Sê hom nou eerlik. Kan die pink tannie kos maak of nie? Ek weet daarvan. Die kompot is nogal duidelik, dis baie lekker. Exactly. So die kleur en die geurprofiel kom in en as jy nou hierdie arbei bysit en 'n bietjie arbeisap bysit, is die lewe pink, mooi en lekker. Daar's hy 'n lekker maklike kaaskoek met arbeie. Dis net pink en heerlik. Dankie Jacqueline Venter, jy's 'n ster. Dankie, Peer. Hierdie is heerlik. Ons sal ander tyd weer met jou draai maak en doen ons weer iets pinks, okay? Geen probleem. Alright. Sien jou gou. Ons is nou weer terug. Bye.